Down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. You can't get cherry soda, 'cause they've got to fill that quota. Goeiemôre, welkom by nog 'n opwindende episode van Koffie en Kontrakte, hier saam met my en Skalk. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor die feite van onder kontrak, maar voor ons daarby uitkom, wil ons eers bietjie kyk hoe was hy rugby van Saterdag gewees, Skalk. Ja, Pieter, goeiemôre. Ja, dit was baie interessant geweest. Die Engelse het ons bietjie op ons aangevat en ons dissipline is nie baie na wense nie. Maar kyk, as ons die bal net laat loop na die agterlyn toe, dan is daar moeilikheid, veral daar aan Kolby se kant. Ja, nee, Maar hy het vir hulle gewys, hy klein mannetjie, wat kan 'n vleuel eintlik doen? Ek dink nie hy vleuels weet aan watter kant is hy verby, of die linkerkant of die regterkant. Ja, nee, ek dink hulle soek nou nog watter kant is hy verby. Maar 'n baie goeie wedstryd gewees. Ou Rassie is nou nie so heel ingenome met hulle met die spelpyl nie, maar ek dink mense moet ook dan aanvaar dat onthou die manne het lanklaas eintlik saam met mekaar gespeel, as ook in die tweede naweek wat hulle nou weer gespeel het. En ek dink nie ons het te sleg gedoen nie. Ek sou 'n beter telling wou gehad het. Maar die ek weet nie, die skeieregters is ook partymal vir my nie baie konsekwent nie, maar kom ons los dit daar. Hulle Ja, nee wat. blykbaar weet hulle wat hulle doen, maar nou ja. Maar nie 'n slegte wedstryd. Ek is heel gelukkig daarmee dat ons hulle tam geklop het. Die Engelse, dit was nie meer rose nie. Daai rosies het gelyk soos verlepte rosies gewees. Ja, en ons stap vandag gesels ons oor die belangrike aanvaarding van 'n aanbod in die oomblik wanneer 'n eiendom onder kontrak is, né? Ja, Skalk, weet jy, dis een van die mees kritiekste en belangrikste fases van die koopproses of kooptransaksie. Weet, sodra jou aanbod aanvaar word en die party die ooreenkoms onderteken, is die eiendom natuurlik amptelik, soos wat hulle sê, onder kontrak. Maar wat beteken dit nou eintlik presies en watter stappe volg dan daarna? Kom ons kyk 'n bietjie in meer besonderhede daarna. Ja, en eenvoudig gestel, dit is wanneer eiendom onder kontrak is wanneer die formele proses om seker te maak alles is gaan reg verloop. Dit is wanneer die koper eiendom deeglik laat inspekteer. En 'n huisinspeksie, soos ons verlede week gepraat het oor, is baie belangrik en dit gee die deurslag. Dit gee die koper 'n beter prentjie van die toestand van die eiendom wat jy op 'n aanbod maak. Ja, absoluut, maar kom ons verfris gou net so vinnig in kort die ons ou luisteraars se geheue en die nuus gee hulle net so 'n korte beskrywing. Jy weet, die inspeksie kan enige probleemareas bloot lê van al die strukturele kwessies wat daar in die huis is, vanaf waterlekkasies, jy weet, tot krake in die mure, elektriese goeters en al daai dinge. Maar onthou, dit is nie net vir die drama nie, dit is daarom te help vasstel watter herstelwerk dalk nog nodig is en of daar ruimte is vir enige verdere onderhandeling indien moontlik. Presies, en dit is kom ons kyk na die belangrike deel, die taksasie. Dis die proses waar die professionele waardeerder bepaal of die verkoopprys die eiendom in lyn is met die werklike markwaarde, en dit beskerm nie beide die koper en die bank, want onthou, die bank moet 'n lening gee en hulle moet hom op hulle boeke sit en hulle moet weet as hulle die plek op 'n veiling sit, gaan hulle geld terugkry. En niemand wil meer betaal as wat die eiendom werklik werd is nie. En dit werk ons met alles so. As ek 'n broek koop by 'n winkel, wil ek dan waarde vir my geld hê. Ek wil dan nou nie as ek by die huis is en ek dan senate trek los nie. Ek meen, dit is mos nou nie dis mos nie wat jy wil hê nie. Ja, jy weet, in hierdie onderkontrak gedeelte is daar natuurlik die laaste stap, wat beslis nie die minste belangrike stap is nie. Dit is natuurlik die titelondersoek. Hierdie stap
ek gaan alweer te veel hierdie stap verseker dat daar geen verborgde wettige eise of beswaringe teen die spesifieke eiendom natuurlik is nie. Wanneer dis wat? Jy weet, en ons wil natuurlik hê dat die transaksie so glad as moontlik moet verloop sonder enige onaangename verrassings, soos 'n historiese eis van 'n derde party. Weet, daar is al goed gewees waar eiendomme al amper verkoop is en dan kom daar 'n ding deur waar daar sê dat die ding behoort eintlik aan 'n ander party en nie aan die spesifieke party nie. Maar nou ja, daai is 'n storie vir 'n hele ander episode. Nee, dis reg Pieter, en in die tydperk wat die enige contingensies, ek sukkel altyd maar daai contingensies Ja. aangespreek word. Die contingensies kan alles insluit, wat van die koper wat finansiering moet finaliseer, tot die vereistes van spesifieke herstelwerk wat aan die inspeksieverslag geïdentifiseer is. Jy weet, dit maak dit vir die makliker vir die koper om te weet waarvoor hy hom inlaat. As die ding geteken is, dan weet hy, ek moet 'n venster vervang, of ek moet hier 'n kraak regmaak, of daar's 'n rioolprobleem of wat ook al. As hy die aanbod so geaanvaar is, dan is dit nou natuurlik op sy kostes wat hy al daai goed gaan doen. En dit verseker ook die koper se belangrikheid, om die koper se belange, nie belangrikheid nie, om die koper se belange te beskerm. Ja, presies. Elke aspek moet nagegaan word, want uiteindelik wil ons hê dat natuurlik die kliënt se belange 'n gesonde een moet wees. Die onderkontrakfase is basiese veiligheidsnet, maar ook 'n tyd waar die kopers en verkopers gefokus en bereid moet wees om te kommunikeer met mekaar en aan te pas teenoor mekaar. Ja, en jy weet, dit is waar jy 'n betroubare agent en 'n prokureur wat jou regtig moet bystaan wat jy moet hê. Hulle neem die las van die navraag, koördinering en al die betrokke partye, en die verseker dat dat elke stap mooi voltooi word betyds, en al daai nitty-gritty stappe, jy weet, Ja, laat dit dit kan uitgesorteer word. Sodra, jy weet, hulle moet al hierdie aspekte kontroleer en uitsorteer en al daai lekker dinge. Maar nou ja, dan beweeg ons na die laaste fase wat natuurlik die sluiting, oftewel closing is. Maar soos wat ons altyd sê, dit is 'n storie vir 'n ander episode. Dit sal natuurlik volgende week sin wees, en dan is hierdie reeksie in die reeks wat ons gemaak het van verkopers en kopers ook klaar, en dan kan ons weer kyk na iets volgende. Ja, dit is nou al seker vir vandag se episode, Pieter, en vir die onderkontrak tydperk wat intens is. Maar met die regte span aan jou sy, is die gladde vaarwaters van die see vir jou glad nie so groot golwe as wat dit moet wees nie. Ja, dankie dat jy natuurlik saam met ons geluister het, en nie vergeet om 'n volgende keer weer in te skakel nie. As hierdie reeks nou klaar is, gaan ons so 'n bietjie oor Desember dalk 'n vakansietjie hou, en dan volgende jaar wag daar dalk 'n paar groot veranderinge hier by Koffie en Kontrakte, so ons kyk uit na volgende jaar toe. Maar kom ons kry eers hierdie ding klaar, en dan onthou natuurlik, jou droomhuis is net 'n gesprek weg. Ja, tot volgende keer. Tot volgende keer. Lekker dag. Totsiens. The views expressed in this podcast are for informational purposes only and should not be construed as legal or financial advice. Always consult with a qualified professional before making any real estate decisions. Nog een kopje koffie kan die einde van die aand, met nog 'n wyle uitstel voor ek huis se kant toe staan, want te skielik is die tyd verby en sal ek haas my ry moet kry te gou.